Die oggendson skyn deur die groot vensters van die herehuis in Sandton, Johannesburg, en verlig die glansende marmervloere wat perfek skoon blink. Annelie staan voor haar speelkamer en kyk na die rye speelgoed wat presies in reguit lyne gerangskik moet word. Haar klein handjies bewe effens terwyl sy die blokkies tel. 1, 2, 3. Alles moet perfek wees. Tante Marietjie het dit gesê. Sy is nie regtig haar tante nie. Sy is haar pa se nuwe vrou, maar Annelie weet nie wat om haar te noem nie. Mamma is weg. Al 4 jaar lank. Annelie kan haar gesig skaars onthou, net die sagte gevoel van haar hare wanneer sy haar kop op haar skoot gelê het. Daardie herinneringe word al hoe dowwer, soos ou foto's wat in die son lê. Annelie. Die stem van Marietjie sny deur die stilte soos 'n lem. Het jy al klaar gemaak met jou kamer? Nog nie, tante Marietjie, antwoord die 7-jarige meisie, haar stem klein en versigtig. Sy weet wat kom die teleurstelling in Marietjie se oë, die stywe glimlag wat nooit haar oë bereik nie. Marietjie verskyn in die deuropening, haar blonde hare perfek opgemaak, haar linne rok sonder 'n enkele kreuk. Sy kom uit 'n familie waar dissipline en orde die hoogste waardes was. Haar eie ouma het haar geleer dat kinders sterk word deur verantwoordelikheid, deur te leer om vir hulle self te sorg. Dit is wat sy vir Annelie probeer leer. Kom kyk hier, sê Marietjie en loop na die rak waar Annelie se boeke staan. Sy trek een uit wat effens skeef staan. Sien jy dit? As jy nie behoorlik omsien na jou goed nie, hoe sal jy ooit leer om na jouself om te sien? Annelie knik, haar keel nou. Sy het so hard probeer. Die boeke was môre nog reg, sy weet dit. Maar Marietjie sien altyd iets wat verkeerd is. Altyd. Vandag moet jy jou kamer skoonmaak, jou boeke reg gaan sit, al jou speelgoed volgens kleur en grootte rangskik, en dan moet jy my help om die sitkamer te stofsuig en verantwoordelike dogter sorg vir haar huis. Dit is die sin wat Marietjie elke dag herhaal. 'n verantwoordelike dogter. Annelie wil verantwoordelik wees. Sy wil dat Marietjie trots op haar is. Sy wil dat iemand haar vashou en sê sy is goed genoeg. Maar dit gebeur nooit nie. Na die ontbyt wat uit muesli en yoghurt bestaan wat presies afgemeet is, begin Annelie met haar take. Sy begin by haar bed, trek die laken strak soos Marietjie haar gewys het. Haar arms voel swaar, maar sy gaan aan. Dan die boeke. Een vir een neem sy hulle af, vee die rak skoon en sit hulle terug. Alfabeties. Presies soos vereis. Die speelgoed is die moeilikste. Daar is honderde stukkies. Blokkies, poppe, motors, tekeninge. Alles moet in sy eie houertjie, in sy eie plek. Haar vingers word styf van die herhaalde bewegings. Die groot mandjie met blokkies is te swaar vir haar, maar sy moet dit vanaf die grond optel en na die rak dra. My arms is seer, fluister sy vir haarself, maar sy weet sy kan nie kla nie. Marietjie sal net sê sy is lui, dat sy dramaties is. Dat ander kinders veel meer doen. Teen middagete het sy eers die helfte klaar. Marietjie inspekteer haar werk met 'n frons. Die boeke is nie perfek geleinig nie. En waarom is hierdie speelgoedboks nog op die vloer? Ek het probeer, tante Marietjie. Die boks is net so swaar. Swaar. Marietjie se wenkbroue lig op. Annelie, toe ek 7 was, het ek die hele huis se wasgoed gevou. Jy moet net harder probeer. Die middag gaan verby in 'n wasigheid van take. Stofsuig. Optel. Rangskik. Kontroleer. Weer rangskik wanneer dit nie perfek is nie. Annelie se arms brand. Nie net van die fisiese inspanning nie, maar van iets dieper. 'n Honger na 'n sagte aanraking, na 'n woord van aanmoediging. Haar pa, Henning van der Merwe, is in Durban vir sake. Hy is altyd weg. Sy tegnologiemaatskappy, Vantage Solutions, is een van die grootste in Suid-Afrika en hy moet konstant reis. Johannesburg, Kaapstad, Durban, Port Elizabeth. Soms internasionaal. Annelie sien hom skaars. Wanneer hy wel tuis is, is hy moeg. Hy glimlag na haar, vra hoe dit op skool gaan, maar hy luister nie regtig nie. Sy oë is altyd afgetrokke, sy gedagtes by sy volgende vergadering, sy volgende ooreenkoms. Hy vertrou Marietjie om vir Annelie te sorg. Hy dink alles is reg. Die aand eet hulle in die groot eetkamer. Marietjie het die tafel perfek gedek, met die regte glas by elke bord, die regte lepel by elke gereg. Annelie sit regop, haar hande gevou in haar skoot, en probeer om nie te bewe nie. Sy het weer nie alles betyds klaar gekry nie.
Môre is daar inspeksie, sê Marietjie terwyl sy die salade bedien. Ons het mense wat kom kyk na die huis. Alles moet perfek wees. Annelie, jy sal jou kamer 3 keer moet nagaan. Ek wil geen enkele ding sien wat uit plek is nie. Ja, tante Marietjie. En onthou, 'n verantwoordelike dogter reflekteer op haar familie. As mense sien hoe netjies jy is, sal hulle weet ons is 'n goeie familie. Daardie aand, alleen in haar groot kamer met die hoë plafonne en die koue, pragtige meubels, huil Annelie in haar kussing. Sy mis haar ma so erg dat dit fisies seermaak. Sy onthou vaagweg sagte hande wat haar hare gesteel het, 'n stem wat liedjies gesing het. Nou is daar net reëls en verwagtinge en die konstante gevoel dat sy nie goed genoeg is nie. Sy kyk na haar arms in die maanlig wat deur die venster val. Hulle is maar, die vel gespanne oor klein beentjies. En hulle is so moeg. So ongelooflik moeg. Sy is net 7. Sy wil speel, lag, dinge doen wat verkeerd is sonder om bang te wees. Maar daar is geen ruimte vir foute in hierdie huis nie. Marietjie sit in haar eie kamer en maak notas in haar beplannende dagboek. Sy glo opreg sy doen die regte ding. Haar eie moeder het haar geleer dat liefde nie net sagte woorde is nie. Liefde is om 'n kind voor te berei vir die harde wêreld daar buite. Liefde is dissipline, struktuur, die vermoë om verantwoordelikheid te neem. As sy Annelie toelaat om verslap, om lui te word, sal sy haar faal. Sy sal haar nie voorberei vir die lewe nie. Maar wat Marietjie nie verstaan nie, is dat Annelie nie 'n volwassene in opleiding is nie. Sy is 'n kind. 'n Kind wat verlore het wat sy die meeste liefgehad het. 'n Kind wat treur, al weet sy nie eens hoe om daardie gevoel te benoem nie. En geen hoeveelheid perfekte boekrakke sal daardie leemte vul nie. Die volgende oggend word Annelie wakker met 'n swaar gevoel in haar bors. Vandag is inspeksiedag. Sy het die vorige aand tot laat opgebly om seker te maak elke item in haar kamer is perfek geplaas. Haar oë brand van moegheid, maar sy kan nie langer slaap nie. Marietjie verwag haar teen 6:00 vir oefensessies. Oefensessies is 'n nuwe ding. Marietjie het besluit Annelie moet leer hoe om behoorlik te groet, hoe om regop te staan, hoe om met besoekers te praat. Jy verteenwoordig hierdie gesin, het sy gesê. Elke woord, elke beweging moet perfek wees. In die badkamer was Annelie haar gesig en borsel haar tande. Sy kyk na haarself in die spieël. Haar oë is groot en donker, te groot vir haar gesig. Daar is skaduwees onder hulle. Sy lyk moeg. Sy voel moeg. Nie net fisies nie, maar in haar binneste, waar niemand kan sien nie. Marietjie wag vir haar in die sitkamer, reeds perfek aangetrek in 'n persrok met parels. Kom staan hier, sê sy en wys na 'n gemerkte plek op die mat. Wanneer mense jou groet, moet jy so staan. Rug reguit. Skouers terug. Glimlag. Nie te groot nie, net netjies. Annelie probeer. Sy probeer so hard. Maar haar bene bewe van die inspanning om so stil te staan en haar glimlag voel geforseer, onnatuurlik. Nee, sê Marietjie gefrustreerd. Jy lyk asof jy pyn het. Ontspan jou gesig. Maar bly regop. Hoekom is dit so moeilik vir jou? Omdat ek 7 jaar oud is, dink Annelie, maar sy sê dit nie. Sy probeer weer. En weer. Vir 'n uur staan sy daar en oefen hoe om te wees wie sy nie is nie. Die ontbyt is vinnig. Brood sonder botter, appel sonder skil. Ons het nie tyd vir gemors nie, sê Marietjie. Die inspekteurs kom om 10:00. Jy het 2 ure om jou finale kontroles te doen. Annelie hardloop na haar kamer. Sy kontroleer elke item, elke hoek. Die boeke is perfek. Die speelgoed is perfek. Die bed is strak getrek, die gordyne hang reguit. Maar haar hande skud so erg dat sy byna 'n ornament van die rak afgooi. Sy vang dit net betyds. In die gang hoor sy Marietjie met die werkspersoneel praat. Die huishoudster, mevrou Ntlofie, 'n vriendelike vrou wat al jare by die familie werk, probeer versigtig voorstel dat miskien Annelie 'n bietjie meer vryheid nodig het. Met alle respek, mevrou van der Merwe, sê mevrou Ntlofie in haar sagte stem, die kleintjie lyk baie moeg. Miskien kan sy vanmiddag bietjie buite speel. Sy kan speel wanneer sy haar verantwoordelikhede voltooi het, antwoord Marietjie kortaf. Te veel speel maak kinders lui. Sy moet leer dat die lewe nie net plesier is nie. Annelie trek terug in haar kamer. Selfs mevrou Ntlofie, wat altyd vriendelik was, kan haar nie help nie. Niemand kan nie. Die inspeksie gebeur.
Vreemde mense loop deur die huis, knik goedkeurend, maak notas. Annelie staan waar sy moet staan, glimlag soos sy moet glimlag. Een van die dames, 'n ouer vrou met vriendelike oë, buig na haar. En hoe oud is jy, liefie? 7 mevrou, antwoord Annelie beleefd. So 'n netjiese kamer vir so 'n jong meisie. Jy moet baie help. Annelie weet nie wat om te sê nie. Help? Is dit wat dit genoem word? Sy kyk na Marietjie, wat met 'n waarskuwing terugkyk. Ek hou daarvan om netjies te wees, sê Annelie uiteindelik, die woorde wat Marietjie haar geleer het. Na die inspekteurs weg is, ontspan Marietjie 'n bietjie. Jy het goed gedoen, sê sy, en vir 'n oomblik dink Annelie sy gaan dalk 'n sagte aanraking kry en drukkie. Maar Marietjie draai net om en loop weg. Kom, ons het baie werk om te doen. Die tuin moet môre perfek lyk. Die volgende paar dae is 'n wasigheid van meer take. Annelie help om blare op te tel, om blomme te skik, om paadjies skoon te vee. Haar arms word al hoe seerder. Op skool is sy stil, afstandelik. Haar onderwyseres, Juffrou Botta, merk dit op. Annelie, is alles reg tuis, vra sy een middag. Annelie knik vinnig. Sy kan nie praat nie. Sy kan nie verduidelik hoe sy voel nie, want sy verstaan dit self nie. Sy weet net sy is moeg. So ongelooflik moeg. Tuis wag meer take. Die badkamer moet skoon gepoets word. Haar klere moet perfek gevou word, nie deur mevrou Ntlofie nie, maar deur haar. Jy moet leer, sê Marietjie. Jy sal nie altyd mense hê om vir jou te doen nie. Een aand, terwyl Annelie probeer om 'n swaar mandjie skoon wasgoed na haar kamer te dra, gly dit uit haar hande. Klere val oral rond. Sy staar na die gemors, te moeg om te huil, te moeg om te bewe. Sy sit net daar op die vloer en kyk na haar hande. Hulle is rooi en seer. Marietjie kom om die hoek, sien die gemors en haar gesig word hard. Wat is dit, Annelie? Kan jy nie eens 'n mandjie behoorlik dra nie? Ek het probeer, tante Marietjie. Dit is net so swaar. Swaar? Dit is nie swaar nie. Jy is net nie versigtig genoeg nie. Tel dit nou op. Alles. En vou dit weer. Perfek. Annelie se hande bewe terwyl sy die klere een vir een optel. Haar arms voel soos lood. Sy wil skree, wil huil, wil iemand vertel hoe erg dit is. Maar daar is niemand nie. Haar pa is in Kaapstad. Mevrou Ntlofie durf nie ingryp nie. En Marietjie. Marietjie glo sy doen die regte ding. Daardie nag droom Annelie van haar ma. In die droom is sy klein, baie klein, en haar ma hou haar vas. Sy sing 'n liedjie, iets oor sterre en maane. Annelie voel veilig, warm, geliefd. Dan word sy wakker en die werklikheid tref haar soos 'n golf. Sy is alleen. Sy sal altyd alleen wees. Die dae smelt in mekaar. Skooltake, inspeksies, meer take. Annelie se liggaam begin rebelleer. Sy kry koppiepyn. Haar maag is seer. Sy eet skaars, al probeer mevrou Ntlofie haar verlei met haar gunsteling kosse. Niks proe lekker nie. Alles voel asof dit deur karton is. Marietjie raak al hoe meer gefrustreerd. Sy kan nie verstaan hoekom haar metodes nie werk nie. In haar eie kinderjare het dissipline haar sterk gemaak. Hoekom maak dit Annelie net swakker? Sy begin wonder of daar iets fout is met die kind. Miskien is sy net te sensitief, te sag vir hierdie wêreld. Maar diep binne, in 'n plek wat Marietjie nie wil erken nie, begin 'n klein saad van twyfel groei. Wanneer sy na Annelie kyk, sien sy nie 'n ongehoorsame kind nie. Sy sien 'n meisie wat verdwyn, wat stil word, wat haar vonk verloor. En dit maak haar bang. Maar sy weet nie wat anders om te doen nie. Die weke gaan verby in 'n wrede patroon. Elke oggend dieselfde roetine, elke aand dieselfde uitputting. Annelie se 7de verjaardag kom en gaan met 'n klein koek en 'n geskenk wat Marietjie gekies het en organiseerde vir haar skoolwerk. Geen partytjie, geen vriende. Verjaardae is nie vir gemors en lawaai nie, het Marietjie gesê. Hulle is 'n geleentheid om te reflekteer op jou groei en verantwoordelikheid. Op skool begin Juffrou Botta meer bekommerd raak. Sy sien hoe Annelie tydens pouse alleen sit, hoe sy haar kos skaars aanraak, hoe sy soms in die klas indit van moegheid. Sy probeer weer met haar praat. Annelie, my kind, ek is bekommerd oor jou. Jy lyk so moeg. Kry jy genoeg slaap? Annelie knik, maar sy lieg. Sy kry nie genoeg slaap nie.
Elke aand lê sy wakker en beplan die volgende dag se take, bang sy sal iets vergeet, bang sy sal weer teleurstel. Juffrou Botha neem 'n diep asem. As daar ooit enigiets is wat jy wil deel, kan jy is veilig hier. Maar Annelie het geleer om stil te bly. Praat help nie. Niemand sal verstaan nie. En diep binne is sy bang dat as sy praat, as sy kla, sal dinge net erger word. Tuis begin Marietjie nuwe programme implementeer. Sy het gelees oor tydbestuur en produktiwiteit. Sy maak 'n skedule vir Annelie wat elke minuut van haar dag beplan. 7 tot 7:30 ontbyt en persoonlike higiëne. 7:30 tot 8 kamerkontrole. 8 tot 8:30 skoolvoorbereiding. Elke oomblik word geskeduleer, geplan, gestruktureer. Hiermee sal jy leer om jou tyd goed te bestuur, verduidelik Marietjie terwyl sy die groot plakkaat aan Annelie se muur hang. Suksesvolle mense beplan hulle dae. Jy sal my eendag dankie sê. Maar Annelie voel of sy verdrink. Daar is geen ruimte om asem te haal nie, geen oomblik om net te wees nie. Sy is konstant besig, konstant beweeg, konstant probeer om aan verwagtinge te voldoen wat te hoog is vir 'n kind van haar ouderdom. Een Saterdagoggend, terwyl die res van Johannesburg se kinders buite speel, is Annelie binne besig om die studeerkamer te organiseer. Marietjie het besluit dit is tyd sy leer hoe om 'n hele kamer te bestuur, nie net haar eie spasie nie. Die studeerkamer is groot met hoë rakke vol boeke en leers. Annelie moet op 'n stoel klim om by die boonste rakke te kom, haar arms bewe van inspanning terwyl sy swaar boeke heen en weer skuif, probeer om hulle alfabeties te rangskik soos Marietjie vereis. Op een oomblik verloor sy haar balans. Die stoel wankel. Sy val nie, maar die skrik laat haar hart so vinnig klop dat sy moet sit om asem te kry. Niemand het dit gesien nie. Niemand het gehelp nie. Sy was alleen soos altyd. Wanneer Marietjie later kom inspekteer, frons sy na die rakke. Hierdie afdeling is nie reg nie. Die boeke moet volgens onderwerp, dan volgens outeur gerangskik word. Begin weer. Maar tante Marietjie, ek het 3 ure gewerk he. En as jy dit van die begin af reg gedoen het, sou jy nie weer hoef te doen nie. Dit is die les, Annelie. Doen dit reg of doen dit weer. Daardie aand eet Annelie nie haar aandete nie. Haar maag is te vol van hartseer en frustrasie. Marietjie raak kwaad. Kinders in Afrika is honger en jy wil goeie kos mors. Die skuldgevoel maak dit net erger. Annelie voel sleg oor alles. Oor haar moegheid, oor haar trane, oor die feit dat sy nie kan wees wat Marietjie wil hê sy moet wees nie. Sy voel soos 'n mislukking. Mevrou Ndlovu kyk vanaf die kombuis met trane in haar oë. Sy wil help, wil ingryp, maar sy is bang vir haar werk. Sy het 'n familie om te onderhou. Maar dit breek haar hart om te sien hoe hierdie pragtige kind stilgemaak word, hoe haar lig stadig doodgemaak word. Een middag, wanneer Marietjie uit is vir 'n funksie, waag mevrou Ndlovu dit om met Annelie te praat. Sy vind haar in die tuin, waar sy veronderstel is om blare op te tel, maar net sit en staar. Kleintjie, sê mevrou Ndlovu sag, kom sit by my. Net 'n bietjie. Annelie kyk op verras. Niemand vra haar om te sit nie. Almal vra haar om te werk. Ek wil jou 'n storie vertel, sê mevrou Ndlovu. Van toe ek klein was in KwaZulu-Natal. My ouma het my geleer dat kinders soos plantjies is. Hulle het son nodig, water en liefde. As jy hulle te hard druk, breek hulle. Annelie luister, haar oë groot. Dis die eerste keer in maande dat iemand met haar praat sonder om iets van haar te verwag. Jy is 'n goeie kind, vervolg mevrou Ndlovu. En jy verdien om 'n kind te wees. Om te speel. Om foute te maak. Dit is hoe ons leer. Vir 'n oomblik voel Annelie iets warm in haar bors. Hoop, dalk. Maar dan onthou sy waar sy is, wat verwag word. Ek moet terugwerk, mevrou Ndlovu. Tante Marietjie sal kwaad wees. Ek weet, sug mevrou Ndlovu. Sy kan nie meer sê nie. Sy het gesê wat sy kon. Die volgende week kom Henning van der Merwe onverwags terug van sy besigheidsreis. Daar was 'n probleem met een van sy kontrakte en hy moes vroeg terugkom. Hy kom laat in die aand by die huis aan, moeg van die rit vanaf die lughawe. Die huis is stil. Hy loop na Annelie se kamer om haar welterusnag te sê, maar sy is nie daar nie. Hy vind haar uiteindelik in die waskamer, waar sy probeer om haar skoolklere te was, al is dit amper 10:00 die aand. Annelie, wat maak jy nog op? Sy draai om, geskrik.
Pa, ek moet my uniform was. Tante Marietjie sê ek moet leer om vir myself te sorg. Henning frons. Sy dogter lyk vreemd. Maar, moeg. Wanneer het sy so lyk begin? Hy probeer onthou wanneer laas hy regtig na haar gekyk het, regtig haar gesien het. Maar die herinnering is vaag, oorweldig deur vergaderings en verkoopsyfers en reisroetes. Kom, ek sal die uniform môre vir jou was, sê hy. Jy moet slaap. Jy is te jonk om so laat nog op te wees. Maar Annelie skud haar kop paniekerig. Nee, pa. Ek moet dit doen. Dit is my verantwoordelikheid. Die woord tref hom. Verantwoordelikheid. Dis 'n woord vir volwassenes, nie vir 'n 7-jarige nie. Iets voel verkeerd, maar hy is te moeg om dit nou te ondersoek. Goed, maar maak vinnig. Jy moet rus kry. Daardie nag kan Henning nie slaap nie. Hy lê wakker en dink aan sy dogter se gesig, aan die vrees in haar oë toe hy haar wou help. Iets is fout. Iets is ernstig fout. Maar wat? Die volgende oggend besluit Henning om tuis te bly voordat hy terug werk toe gaan. Hy wil meer tyd met Annelie deurbring, wil verstaan wat hy die aand tevore gevoel het. Hy ontmoet Marietjie by die ontbyttafel. Jy is vroeg terug, sê sy en bietjie gespanne. Sy hou nie van onverwagte veranderinge nie. Probleme met die kontrak. Maar dit gee my 'n kans om tyd met julle deur te bring. Hy kyk rond. Waar is Annelie? Sy maak haar kamer reg soos elke oggend. Henning kyk na sy horlosie. Dit is 7:00 die oggend. Is sy nie te vroeg op nie? Kinders het rotine nodig, Henning. Jy weet dit 'n verantwoordelike kind begin die dag betyds. Daar is daardie woord weer. Verantwoordelik. Henning voel 'n ongemak in sy maag, maar hy sê niks nie. Hy ken Marietjie se oortuigings oor dissipline. Sy het duidelik gemaak dat haar metode stryk is toe hulle getrou het. Hy het aanvaar dat sy weet wat sy doen. Annelie kom uiteindelik af, haar gesiggie bleek en afgetrokke. Wanneer sy haar pa sien, lig haar oë effens op. Pa, jy is tuis. Hallo, skattebol. Hy maak sy arms oop vir 'n drukkie, maar sy huiwer kyk na Marietjie. Daar is 'n stilte en vreemde spanning. Dan kom sy na hom toe, maar die drukkie is styf, verskrikking in plaas van vreugde. Tydens ontbyt, wat uit droë beskuit en tee bestaan, kyk Henning na sy dogter. Sy eet stadig, versigtig, asof elke hap 'n toets is. Haar handjies het klein rooi kole op, asof sy te hard aan iets gewryf het. Annelie, wat het met jou hande gebeur? Sy steek hulle vinnig onder die tafel. Niks, pa. Marietjie meng in. Sy leer om behoorlik skoon te maak. Partykeer moet sy harder skrob. Dit is normaal. Normaal. Henning is nie so seker nie, maar hy laat dit vaar. Hy wil nie 'n argument voor Annelie veroorsaak nie. Na ontbyt sê Marietjie dat Annelie haar lystake vir die dag moet voltooi. Henning bied aan om saam met haar te speel, maar Marietjie is ferm. Sy het verantwoordelikhede, Henning. Sy kan nie net speel wanneer sy wil nie. Sy is 7, Marietjie. Presies. Ou genoeg om te leer. My ma het my op 7 geleer om die hele huis skoon te maak. Henning voel 'n flits van irritasie, maar hy druk dit terug. Hy gaan werk toe, maar sy gedagtes bly by sy dogter. Daar was iets in haar oë, iets wat nie daar hoort te wees nie. Vrees. Uitputting. Hy kan dit nie plaas nie. Op kantoor probeer hy konsentreer, maar dit werk nie. Hy roep sy sekretarisse, Leratu, 'n vrou met haar eie kinders. Leratu, kan ek jou iets vra? Dit is persoonlik. Natuurlik, meneer van der Merwe. Watter soorte take gee jy jou 7-jarige? Net ek probeer verstaan wat normaal is. Leratu dink vir 'n oomblik. My Tabo help om sy speelgoed op te tel, maak sy bed, sit sy borde in die wasgoedhouer. Klein goedjies. Hoekom vra hy? Henning beskryf wat hy gesien het, die skoonmaakmiddels, die laat ure. Leratu se gesig verander. Meneer, dis baie vir 'n kind van daardie ouderdom. Baie. Die woorde tref hom soos 'n fisiese slag. Hy het gedink Marietjie weet wat sy doen. Hy het vertrou. Maar nou begin hy wonder. Daardie aand kom hy vroeg tuis. Hy wil meer sien, meer verstaan. Wat hy vind, maak sy bloed koud. Annelie is in die sitkamer, omring deur mandjies vol speelgoed en boeke.
Sy probeer om alles volgens 'n ingewikkelde stelsel te sorteer, maar haar handjies bewe so erg dat sy dinge laat val. Maritjie staan en kyk toe, haar arms gevou. Nee, Annelie. Die blou boeke moet by die blou boeke. Ek het jou 3 keer gewys. Ek probeer, tante Maritjie. Annelie se stem kraak. Ek probeer so hard. Probeer is nie genoeg nie. Jy moet suksesvol wees. Henning wil instorm, wil iets sê, maar hy dwing homself om te wag, om meer te sien. Hy moet seker wees voordat hy optree. Hy kyk hoe Annelie die volgende uur worstel. Elke keer sy iets vermors, elke keer sy 'n fout maak, is daar 'n vermaaning, 'n les, 'n herinnering aan hoe belangrik dit is om perfek te wees. En hy sien hoe sy dogter al kleiner word, hoe haar skouers afsak, hoe die lig in haar oë vervaag. Later, wanneer Annelie uiteindelik na bed gaan, konfronteer hy Maritjie. Is dit elke dag so? Henning, sy leer. Dis hoe kinders leer. Sy is 7. Sy moet speel, lag, foute maak. Maritjie se gesig word hard. En dan word sy 'n verwende, verantwoordelose volwassene. Nee. Ek weier. Ek weier om haar te faal. Maar kan jy nie sien jy is haar besig om te faal? Sy is hartseer, Maritjie. Sy is uitgeput. Sy is dramaties. Kinders is dramaties. My ma het my dieselfde behandel en kyk na my. Ek is suksesvol, georganiseerd, verantwoordelik. Maar is jy gelukkig? Die vraag hang in die lug. Maritjie kyk weg. Geluk is nie die punt nie. Sukses is die punt. Henning voel moedeloos. Hoe het hulle hier gekom? Hoe het hy toegelaat dat dinge so ver gaan? Hy het so hard gewerk, so hard geprobeer om sy besigheid suksesvol te maak, dat hy vergeet het om te kyk na wat regtig belangrik is. Sy dogter. Sy gesin. Die volgende paar dae is gespanne. Henning probeer meer tuis wees, maar werk eis sy aandag. Maritjie word defensief, argumenteer dat haar metodes bewys is, dat sy net die beste vir Annelie wil. Maar Annelie self word al stiller. Sy praat amper nie meer nie. Sy eet amper niks nie. En op 'n donderdagmiddag, wanneer Henning onverwags vroeg tuis kom, hoor hy iets wat sy hart breek. Hy stap deur die voordeur en hoor stem. Annelie se stem vol desperaatheid. My arm is seer. Ek kan nie al hierdie dinge doen nie. Hy hardloop na die sitkamer. Die toneel wat hy sien sal hom vir altyd vervolg. Annelie, sy klein dogtertjie, omring deur mandjies en bokse, haar gesig nat van trane, haar handjies rooi en geswel. Sy probeer om 'n mandjie op te tel wat duidelik te swaar vir haar is, haar arms bewe van inspanning. Maritjie staan daar gefrustreerd en uitgeput. Annelie, as jy net luister. As jy net probeer. Ek probeer elke dag. Maar my arms is so seer en ek is so moeg. Jy moet leer om verantwoordelik te wees. Toe ek 7 was, het ek baie meer gedoen. En dan, op daardie oomblik, bars Henning. Alle frustrasie, alle skuld, alle vrees kom uit in 'n brul wat die hele huis vul. Wat gebeur hier? Almal bevries. Maritjie draai om, verras. Annelie kyk na haar pa, haar oë wyd van skrik en dan stadig oop. En Henning sien uiteindelik, met absolute duidelikheid, wat hy al die tyd gemis het. Die stilte na Henning se uitbarsting is asemrowend. Die lig voel swaar, gelaai met jare se onuitgesproke emosies. Annelie staan steeds daar, haar arms nog om die te swaar mandjie, haar oë vol trane wat sy nie meer kan terughou nie. Henning loop stadig na haar toe, val op sy knieë sodat hy op haar vlak is. Vir die eerste keer in maande kyk hy regtig na haar. Regtig sien haar. Die donker kringe onder haar oë. Die manier waarop haar klere effens te groot hang. Die spanning in haar klein lyf. O my baba, fluister hy en sy stem breek. Wat het ons met jou gedoen? Die mandjie val uit Annelie se hande en sy stort in haar pa se arms. Sy huil soos sy nog nooit gehuil het nie. Jare se opgekropte pyn, hartseer, vrees en verlange kom in golwe uit. Haar lyf skud en Henning hou haar net vas, sy eie trane val in haar hare. Maritjie staan daar, haar gesig bleek. Sy open haar mond om iets te sê, maar geen woorde kom nie. Vir die eerste keer begin sy regtig sien wat sy gedoen het. Nie deur Henning se oë nie, nie deur haar eie regverdiging nie, maar deur Annelie se. Ek het net probeer help, sê sy uiteindelik, haar stem klein.
Henning kyk na haar op sy oë hard. Help! Kyk na haar, Marietjie. Kyk regtig na haar. Lyk dit vir jou soos help? Marietjie dwing haarself om te kyk. Sy sien die uitputting, die pyn, die manier waarop Annelie aan haar pa vasgeklou is, asof hy die enigste veilige plek in die wêreld is. En iets binne haar breek. Ek het gedink my ma het altyd gesê. Jou ma was verkeerd, sê Henning sag, maar ferm. En ek was verkeerd om weg te bly, om nie te sien nie. Maar dit stop nou. Vandag, hy tel Annelie op en sy is so lig, te lig vir 'n 7-jarige. Hy dra haar na haar kamer, sit haar op die bed en hou net haar hande vas. Annelie, my skat, ek is so jammer. Ek is so ongelooflik jammer. Pa, fluister sy, ek het so hard probeer. Ek het so hard probeer om goed te wees. Jy is goed. Jy is perfek soos jy is. En niemand het die reg om jou anders te laat voel nie. Daardie aand roep Henning 'n familievergadering. Hy, Marietjie en selfs mevrou Ntlofie, wie se insig hy nou waardeer. Hulle sit in die sitkamer, dieselfde kamer waar soveel van Annelie se pyn plaasgevind het. Ons het hulp nodig, begin Henning. Professionele hulp. Ons is 'n familie wat worstel en ons het nie die antwoorde nie. Marietjie sit met haar hande gevou in haar skoot. Sy lyk kleiner, jonger, minder seker. Ek het net geweet wat my ma my geleer het. Ek het gedink dit was reg he. Mevrou Ntlofie, altyd vriendelik, maar nou ook dapper, praat. Mevrou van der Merwe, met respek, Annelie is nie dieselfde kind as wat u was nie. Sy het haar ma verloor. Sy rou. Sy het liefde nodig, nie net dissipline nie. Marietjie se oë vul met trane. Dis die eerste keer Henning haar sien huil. Ek weet nie hoe om lief te hê nie. Nie op daardie manier nie. My ma het nooit. Dan leer ons saam, sê Henning. Almal van ons. Die volgende dag reël Henning 'n afspraak met Dr. Thandi Mthembu, 'n gesinsterapeut in Johannesburg met jare se ervaring. Sy is 'n warm vrou met 'n sagte glimlag, maar haar oë is skerp, mis niks nie. By die eerste sessie sit die gesin ongemaklik in haar kantoor. Dr. Mthembu begin sagkens. Vertel my van julle familie. Van hoe dinge is. Henning praat eerste, beskryf sy afwesigheid, sy fotos op werk. Dan Marietjie, wat struikel deur haar verduideliking van haar metodes, haar oortuigings. En dan Annelie, wie stilletjies beskryf haar dae, haar take, haar moegheid. Dr. Mthembu luister sonder oordeel. Wanneer almal klaar gepraat het, knik sy stadig. Ek hoor baie pyn hier. Baie goeie bedoelings, maar ook baie misverstande. Sy draai na Marietjie. Mevrou van der Merwe, ek kan sien jy het probeer om vir Annelie te sorg op die enigste manier wat jy ken. Maar 'n kind wat rou, wat 'n belangrike figuur verloor het, het verskillende behoeftes. Ek het nie geweet nie, fluister Marietjie. Ek weet. En dit is waarom ons hier is. Om te leer. Die sessies begin. 1 keer 'n week, soms meer. Dr. Mthembu leer hulle oor kinderontwikkeling, oor rouverwerking, oor die verskil tussen gesonde dissipline en oormatige druk. Sy leer Marietjie oor aanhegstigteorie, oor hoe kinders liefde en sekuriteit nodig het voor hulle kan leer. Kinders is soos bome, verduidelik sy. Hulle het sterk wortels nodig. Daardie wortels is liefde, sekuriteit, aanvaarding. Sonder dit kan hulle nie groei nie, maak nie saak hoeveel jy hulle snoei of vorm nie. Marietjie luister, en dit is asof iets binne haar ontsluit. Sy begin verstaan dat haar eie kinderjare, al het dit haar 'n sekere soort sterkte gegee, het ook iets van haar weggeneem. Sy het nooit geleer hoe om emosies te hanteer nie, hoe om sagte te wees nie. Dr. Mthembu werk ook met Annelie, net sy twee. Sy leer haar oor emosies, oor hoe om te praat oor wat sy voel. Sy gee haar toestemming om hartseer te wees, om kwaad te wees, om bang te wees. Dit is normaal, sê Dr. Mthembu. Jou gevoelens is normaal. En jy is nie verantwoordelik vir alles nie. Stadig so stadig begin dinge verander. Henning neem minder reise. Hy skeduleer sy dag anders, maak seker hy is tuis vir aandete, tuis vir storieboeke, tuis om net daar te wees. Hy leer om teenwoordig te wees, nie net fisies nie, maar emosioneel. Marietjie begin klein veranderinge maak. Sy verminder Annelie se take drasties. Sy leer om vra, hoe voel jy in plaas van, het jy jou verantwoordelikhede voltooi? Sy leer om drukke te gee, al voel dit vreemd en ongemaklik aan die begin.
En Annelie stadig maar seker begin terugkom. Haar glimlag keer terug. Haar eetlus kom terug. Die donker kringe onder haar oë begin vervaag. Sy begin weer soos 'n kind klink, lag, speel. Maar dis nie maklik nie. Daar is setbacks. Daar waar Marietjie terugval na ou patrone. Daar waar Annelie te bang is om vra vir wat sy wil. Daar waar Henning se werk wil oorneem. Maar nou het hulle Dr. Mthembu. Nou het hulle mekaar, regtig mekaar. 3 maande later lyk die Van der Merwe huis anders. Nie fisies nie, al is daar nou minder strukture en skedules op die mure, maar in die atmosfeer. Daar is 'n sagtheid wat nie daar was nie, warmte wat stadig groei. Annelie se kamer is steeds netjies, maar nou op 'n kinderagtige manier. Daar is 'n hoek waar speelgoed rond lê, waar sy kan speel sonder om bang te wees. Haar bed is gemaak, maar nie met hospitaalhoeke nie, net netjies genoeg. En op haar lesenaartjie is 'n foto van haar en haar ma, waar dit vir die eerste keer in jare openlik staan. Marietjie het geleer om die foto te sien sonder om bedreig te voel. Dr. Mthembu het haar gehelp om te verstaan dat Annelie se liefde vir haar ma nie beteken sy kan nie ook vir Marietjie lief wees nie. Daar is plek vir beide. Een Saterdagoggend, iets wat voorheen gevul sou gewees het met eindelose take, sit die gesin saam in die tuin. Henning het besluit om 'n groentetuin te begin en almal help. Maar dit is anders nou. Dis nie 'n taak nie, dis 'n aktiwiteit. Hulle lag wanneer grond oral spat. Hulle maak foute en dis oukei. Kyk, pa, roep Annelie en hou 'n wurm op. Haar oë blink met opgewondenheid. Dit is 'n normale, gesonde 7-jarige reaksie, iets wat so lank onderdruk was. Henning glimlag breed. Pragtig, skat. Wurms is goed vir die grond. Marietjie, wat eers sou gesê dat wurms vuil is en Annelie haar hande onmiddellik moet was, kyk net en glimlag. Dis 'n klein oomblik, maar dis betekenisvol. Later, terwyl hulle almal gesamentlik middagete voorberei, nuwe familietradisie, praat Marietjie sagkens met Annelie. Jy weet, ek het nooit aan my ma vertel dat ek ook moeg was toe ek jonk was nie. Annelie kyk op verras. Marietjie praat selde oor haar eie kinderjare. Ek het gedink as ek dit doen, sou dit beteken ek is swak. So ek het aangehou, het myself gedruk en het nooit geleer om te sê wanneer dinge te veel was nie. Was jy ook hartseer, tante Marietjie? Die vraag is so eenvoudig, so direk. Marietjie voel trane brand. Ja. Ek was baie hartseer. Is jy nou gelukkiger? Marietjie dink daaroor. Ek leer om gelukkig te wees. Saam met julle. Dr. Mthembu het ook individuele sessies met Marietjie, waar sy die wortels van haar eie trauma ondersoek. Sy ontdek dat haar ma, al het sy dalk goeie bedoelings gehad, het haar emosioneel verwaarloos. Sy het geleer dat liefde voorwaardelik is, dat dit verdien moet word deur prestasie en perfeksie. Maar dit is nie waar nie, sê Dr. Mthembu. Liefde, veral 'n ouer se liefde vir 'n kind, moet onvoorwaardelik wees. Marietjie het hierdie les na huis geneem. Sy oefen dit elke dag. Wanneer Annelie haar melk mors, wanneer sy vergeet om haar skoene reg te pak, wanneer sy te hard lag en te veel lawaai maak, Marietjie asem diep en onthou, dit is 'n kind. Haar kind. En kinders maak foute. Dis hoe hulle leer. Henning het ook sy eie werk te doen. Hy het gerealiseer dat sy afwesigheid nie net fisiese was nie. Selfs wanneer hy tuis was, was hy afgetrokke, sy gedagtes by sy besigheid. Nou leer hy om teenwoordig te wees. Hy het selfs begin om sy span by Vantage Solutions anders te struktureer, het verantwoordelikhede gedelegeer, sodat hy nie altyd self hoef te reis nie. Hy het besef dat sukses op die koste van sy familie nie werklik sukses is nie. Een aand, na Annelie in die bed is, sit hy en Marietjie op die balkon en kyk na die ligte van Johannesburg. Ek was so bang, sê Marietjie skielik. Waarvoor? Dat ek nie 'n goeie ma kon wees nie. Dat sy my sou haat. Dat ek haar egte ma se plek probeer vat. Henning neem haar hand. Jy neem nie haar plek nie. Jy maak jou eie plek. En jy leer. Ons leer almal. Marietjie knik, traan in haar oë. Sy het vandag vir my gesê sy is lief vir my. Net so sonder rede. Net omdat. En dit het my laat besef dat ek al die tyd probeer het om liefde te verdien, om te bewys ek is waardig. Maar sy het my net lief. Sonder voorwaardes. Dit is 'n deurbraak.
vir albei van hulle. Terug op skool merk juffrou Botta die verandering in Annelie. Sy is meer ontspanne, praat meer met ander kinders, lag tydens pouse. Sy het selfs 'n beste vriendin gekry, 'n meisie naam Zinle wat haar uitnooi om te kom speel. Wanneer Annelie Maritjie vra of sy kan gaan, wag sy op die onvermydelike nee. Maar Maritjie glimlag. Natuurlik. Kinders moet speel. Die eerste keer Annelie by Zinle gaan kuier, is dit openbarend. Sy sien hoe 'n ander familie funksioneer. Hulle is nie perfek nie. Die huis is effens rommelig. Die ma maak foute en lag daaroor. Die pa brand die vleis op die braai en hulle eet pizza in plaas daarvan. En almal is gelukkig. Wanneer Henning haar kom haal, is Annelie vol stories. Pa, hulle het honde. 3. En hulle loop oral rond en niemand is kwaad nie. Henning lag. Dit klink wonderlik. Kan ons ook dalk 'n hond kry? Dis 'n vraag wat sy nooit voorheen sou gevra het nie. Dis 'n teken van hoop, van die geloof dat sy dinge kan vra vir, kan wens vir. Kom ons praat daaroor, sê Henning. Nie 'n ja, nie 'n nee, maar 'n moontlikheid. En vir Annelie is dit genoeg. Terug by Dr. Mthembu, 4 maande in die terapie, vra sy die familie om te reflekteer op hulle reis. Wat het julle geleer? Henning praat eerste. Ek het geleer dat teenwoordig wees belangriker is as sukses. Dat my dogter my nodig het, nie my geld nie. Maritjie vee trane weg. Ek het geleer dat die manier waarop ek groot geword het nie die enigste manier is nie. Dat liefde kan sag wees en steeds sterk. En Annelie, nou 8 jaar oud en met meer selfvertroue, sê, ek het geleer dat dit oukei is om nie perfek te wees nie. Dat ek nog steeds geliefd is, selfs wanneer ek foute maak. Dr. Mthembu glimlag, haar oë warm. Julle het 'n lang pad gekom. En daar is nog werk om te doen, maar julle het die belangrikste stap geneem. Julle het besluit om te verander. Daardie aand, terug by die huis, sit die gesin saam en kyk 'n film. Annelie is tussen Henning en Maritjie, deken oor hulle almal. Halfpad deur die film val sy aan die slaap, haar kop op Maritjie se skoot. Maritjie kyk af na haar, en stadig, versigtig, streel sy Annelie se hare. Dit is 'n klein gebaar, maar dit beteken alles. Dit is liefde, eenvoudig en suiwer. 6 maande na daardie beslissende dag het die Van der Merwe huis 'n transformasie ondergaan wat niemand kon voorsien nie. Nie 'n transformasie van verf en meubels nie, maar van hart en gees. Die Herehuis in Sandton, wat eens gevoel het soos 'n museum waar Annelie net 'n besoeker was, het nou 'n werklike huis geword. Dit is 'n Saterdagoggend in die lente. Die tuin wat Henning 6 maande gelede begin het, is nou vol groeiende groente. Tamaties hang swaar aan hulle stokke, boontjies klim op hulle raamwerke en wortels loer uit die grond. Annelie, nou amper 8 en 'n half, is in die tuin met 'n klein tuingereedskap wat Henning spesiaal vir haar gekoop het. Kyk, tante Maritjie, sy roep en grawe versigtig 'n wortel uit. Ek het dit gegroei. Heeltemal alleen. Maritjie kom nader en warm glimlag op haar gesig. Dit is pragtig, skat. Ons kan dit vir middagete gebruik. Die woord skat kom nou natuurlik. Dit het maande geneem, maar Maritjie het geleer om terme van liefde te gebruik om haar affeksie te wys op maniere wat Annelie verstaan. Binne is mevrou Nkloffie besig met middagete, maar nie alleen nie. Henning is daar probeer om te leer hoe om haar beroemde bobotie te maak. Hy brand die eie effens en almal lag. Dis oukei. Foute is nou deel van die proses, nie 'n ramp nie. Later sit die familie saam om die tafel. Die tafel is nie perfek gedek nie. Daar is 'n glas water wat gemors het en niemand is paniekerig nie. Daar is lag, stories, lewe. Pa, sê Annelie tussen happies, onthou jy toe jy gesê het ons kan praat oor 'n hond? Henning en Maritjie kyk mekaar aan, 'n stille kommunikasie wat maande van terapie en werk ontwikkel het. Hulle glimlag. Wel, sê Henning, ons het dalk goeie nuus. Annelie se oë word groot. Regtig? Maritjie neem oor. Ons het besluit dat 'n hond 'n wonderlike toevoeging tot ons familie sal wees. Jy het verantwoordelikheid geleer, maar nie die sieklike soort nie. Die gesonde soort. En ons dink jy is reg hè. Die gil van vreugde wat Annelie maak, vul die huis. Sy spring op en hardloop rond die tafel om albei ouers te omhels. Dankie, dankie, dankie. Later daardie middag gaan hulle na 'n dierebeskermingssentrum. Dit was Maritjie se idee.
Ons kan 'n hond help wat 'n huis nodig het, het sy gesê. Net soos ons mekaar gehelp het. By die beskermingssentrum val Annelie verlief op 'n klein mengsel hondjie naam Bestuit. Die hond het 'n moeilike verlede gehad, is verwaarloos, maar is nou gesond en soek 'n liefdevolle huis. Dis die een, sê Annelie met sekerheid. Hy het my nodig. Henning vul die papierwerk in en Maritjie praat met die personeel oor hondversorging. Sy is steeds georganiseerd, steeds hou van struktuur, maar nou is dit in balans. Strukture is daar om te ondersteun, nie om te beperk nie. Op die rit terug huis toe, met Beskuit veilig in Annelie se arms, is daar 'n gevoel van heelheid. Die familie is nie perfek nie. Daar sal steeds moeilike dae wees, steeds oomblikke waar ou patrone probeer terugkom. Maar hulle het die gereedskap nou om daarmee te werk. Daardie aand na Beskuit afgerig is, waar hy kan slaap en Annelie haar tande geborsel het, sit Henning op haar bed vir hulle rituele storietyd. Maritjie kom ook sit, iets wat sy nou elke aand doen. Kan ek julle iets vertel, vra Annelie, haar stem ernstig. Altyd, sê Henning. Ek onthou steeds my ma, ek sal haar altyd mis. Maar ek is ook bly vir ons familie nou. Vir julle. Maritjie se oë vul met trane. Ons is ook bly vir jou, liefling. So ongelooflik bly. En tante Maritjie? Ja. Kan ek jou dalk net Maritjie noem? Nie ma nie, want ek het net een ma gehad. Maar ook nie tante nie, want jy is meer as dit. Maritjie se trane val nou vrylik. Sy het nooit verwag om hierdie versoek te ontvang nie, nooit verwag dat Annelie 'n plek vir haar sou maak wat uniek is, eerlik is. Ek sal dit lief hê. Daardie nag, na Annelie slaap, sit Henning en Maritjie weer op die balkon. Hulle hou hande vas, iets wat hulle nie in jare gedoen het nie. Ons het byna alles verloor, sê Henning sag. Maar ons het nie. Ons het geleer. En ons het gewen. Dink jy sy sal oukei wees? Regtig oukei. Maritjie dink aan die glimlag op Annelie se gesig, aan die lig in haar oë wat teruggekom het. Ek dink sy sal meer as oukei wees. Sy sal wonderlik wees. Die volgende oggend word die hele huis wakker gemaak deur Beskuit se geblaf en Annelie se gelag. Dit is 'n wonderlike, chaotiese, perfek onperfekte begin van die dag. By die ontbyttafel is daar gemors en gelag. Beskuit steel 'n stuk brood en almal jaag hom rond die huis. Maritjie, wat 6 maande gelede 'n hartaanval sou gekry het by sulke wanorde, lag die hardste. Later, wanneer Henning werk toe gaan, is dit met die belofte dat hy betyds terug sal wees vir aandete. En wanneer hy dit beloof, bedoel hy dit. Hy het nuwe grense by werk gestel, het 'n bestuurspan aangestel wat sy vertroue het geleer om te delegeer. Maritjie bring Annelie skool toe, en in plaas van 'n lys van take vir die dag, sê sy, geniet jou dag, liefling. Leer baie en het pret. Annelie se onderwyser is, Juffrou Botta, merk die verandering elke dag. Die stil, angstige kind is nou lewendig, betrokke, gelukkig. Sy het Henning en Maritjie een keer gevra wat verander het. Ons het geleer om 'n familie te wees, het Henning geantwoord. Nie 'n perfekte een nie, maar 'n regte een. Maande later, tydens hulle laaste sessie met Dr. Mthembu, reflekteer die familie op hulle reis. Die dokter glimlag trots na hulle. Julle weet, sê sy, nie elke familie kies om te verander nie. Baie bly vasgevang in ou patrone, in wat hulle ken, selfs wanneer dit seer maak. Maar julle het keuse gemaak. Julle het die harde werk gedoen. Dit was nie altyd maklik nie, sê Maritjie eerlik. Nee. Maar die beste dinge is selde maklik. Annelie sit tussen haar pa en Maritjie, Beskuit aan haar voete. Sy kyk ronder na haar familie, na hierdie mense wat geleer het om haar lief te hê op die manier wat sy dit nodig het. My arms is nie meer seer nie, sê sy skielik in realisasie. Nie een keer nie. Want dit is die waarheid. Haar arms is nie seer nie, omdat hulle nie meer oorlaai is met onredelike verwagtinge nie. Hulle is sterk van gesonde aktiwiteite, van speel, van omhelsings. Haar hart is nie meer seer nie, omdat dit gevul is met liefde, aanvaarding, veiligheid. Die Van der Merwe familie het geleer wat baie families worsteling met, dat liefde nie moet seer maak nie. Dat struktuur sonder warmte wreed is. Dat kinders moet kan wees. Dat perfeksie nie die doel is nie, heelheid is. Hulle het geleer dat foute kanse is om te leer, nie rampe om te vrees nie. Dat teenwoordigheid belangriker is as prestasie. Dat 'n gelukkige kind meer werd is as 'n perfekte een.
En hulle het geleer dat gesinne, soos mense, altyd aan groei is, altyd aan verander is. Daar sal steeds uitdagings wees, steeds oomblikke van frustrasie. Maar nou het hulle die gereedskap, die liefde en die verbintenis om dit saam deur te werk. Die son sak oor Johannesburg, gooi goue lig oor die stad. In die Van der Merwe huis sit 'n familie saam, onvolmaak, maar heel gebroke maar genees, anders maar beter. En vir die eerste keer in baie jare voel dit soos 'n huis, nie net 'n gebou nie, maar 'n tuiste waar harte veilig is om te groei. Vimda Hysteria. Geliefde luisteraars, ons hoop Annelie, Henning en Maritjie se reis het julle geraak. Hulle verhaal herinner ons dat dit nooit te laat is om te verander nie, dat liefde geleer kan word, en dat families, ongeag hulle struikelblokke, kan genees wanneer hulle bereid is om die werk te doen. As hierdie verhaal julle hart aangeraak het, moedig ons julle aan om ons kanaal te volg vir meer stories wat die menslike ervaring ondersoek. Druk daardie intik-knoppie, laat 'n duim op en deel met ons in die kommentaar afdeling. Het jy ooit 'n oomblik gehad waar jy moes leer om anders lief te hê? Ons bring elke dag nuwe verhale wat die kompleksiteit van die lewe vier. Dankie dat julle saam met ons op hierdie emosionele reis was. Tot ons volgende verhaal, mag julle eie gesinne gevul wees met begrip, geduld en onvoorwaardelike liefde.